Lucia lees. Hallo liewe leesertjie, vandag lees ons 'n Simbamba storie, Die Dief, geskryf deur Rian Pieterse met illustrasies deur Espe Grabie. Kom lees saam. Donsie is 'n hoenderkuiken wat reg in die middel van 'n yslike warrelwind beland het. Die wind het hom gewaai en al in die ronde getol, totdat hy later glad nie meer geweet het waar hy is nie. Tot hy ewe skielik gevoel het, hy sit op lekker, sagte gras. En wat sou hy sien toe hy sy oogies oopmaak? Daar is dan snaakse goetertjies, wat presies nesklein mensies lyk, maar wat vlekjies en die fraaiste rokkies dra, reg rondom hom. Een van die goetertjies kom staan voor hom, en Donsie wonder of hulle ook almal kuikens is, soos hy. Piep, sê Donsie, net om die dingetjie te laat verstaan dat hy 'n vriendelike kuiken is. My naam is Donsie, en ek was 'n hoenderkuiken van Menseland. Wat se snaakse goetertjies is julle? Die enetjie wat tot voor hom gekom het iets soos 'n kroon op haar kop en iets wat lyk soos die towerstaffies waarvan Donsie se ma vir hom vertel het in haar hand. Ons is fietjies, antwoord sy, en Donsie val amper om van verbasing. Ek is die koningin van Veeland. My naam is Karla, en hierdie is almal my onderdane. My aarde, sê Donsie, en hy skud sy kop. Net gisteraand het my ma my vertel van fietjies. Maar ek het nie geweet julle lyk so nie. Ek het gedag julle is ook maar hoenders. Koningin Karla lag. O nee, ons is nie hoenders nie. Maar sê my Donsie, hoe kom jy hier en hoe gaan ons jou weer in Menseland kry? Hoe ek hier gekom het, weet ek nie, koningin Karla, antwoord Donsie. 'n warrelwind het my gewaai, en ek weet so waar nie hoe om terug te gaan nie. Miskien moet ek maar hier by julle bly. Koningin Karla draai na haar onderdane. Wat sê julle? Vra sy. Wat gaan ons met Donsie doen? Stuur hom terug Menseland toe, sê een van die fietjies. Ag, laat hom liewer hier bly. Hy lyk so vriendelik, meen 'n ander een. Miskien moet u hom maar toer, sodat hy in 'n fietjie verander. Dan is hy een van ons, sê nog een. Die een na die ander kom gee die fietjies hul menings. En dis ook nie lank nie of Donsie se oogies val toe en hy slaap tog te lekker. Maar dan kom maak die koningin hom skielik wakker. Jy is baie welkom om by ons te bly, Donsie, sê sy. Maar dan sal ek jou in 'n fietjie moet verander. Al my onderdane dink ook so, behalwe vir Graaitjie. Dis hierdie enetjie wat so maar is. Graaitjie sê, sy het iewers gehoor dat hoenders stout goed is, wat skrop en steel. En nou is sy bang jy gaan dit hier ook doen, al is jy 'n fietjie. Donsie kyk met 'n vies gesig na Graaitjie. Natuurlik skrop ons hoenders, sê hy. Waar moet ons anders wurms vandaan kry om te eet? Wurms? Oeg, roep Graaitjie uit. Donsie is nou sommer lelik omgekrap. Maggies, daar's mos darm niks lekkerder as so 'n vet, ronde wurm as die sandjies nog so aan hom kleef nie. Maar hy draai sy rug op Graaitjie en kyk na die koningin. As u my in 'n fietjie sal verander, sal ek graag hier wil bly, koningin, sê hy. En glo my maar, hoenders steel nie, net jakkalse. Koningin Karla dink nog 'n oomblik na. Dan swaai sy haar towerstaffie, raak 'n slag liggies aan Donsie se kop en skielik is daar iets soos 'n spierwit wolkie. Dan iets wat lyk soos rook en toe Donsie na homself kyk,
kan hy nie glo wat hy sien nie. So waar, hy's 'n regte fietjie. 'n regte, egte fietjie. En hy lyk nes al die ander. Jy sal gewoond moet raak daaraan dat alle fietjies meisiekies is, Donsie, sê die koningin. Elkeen woon in haar eie huisie en soggens vroeg maak jy jou eie plekkie aan die kant. Daarna kom jy na die pakskuur waar ek almal se werk vir die dag uitdeel. Maar die eerste paar dae, dink ek, moet jy na die paleis toe kom. Daar is baie wat ek jou moet leer van fietjies. Goed, koningin, antwoord Donsie. Jy moet net nie dink, jy is vernaam, omdat jy 'n hele week lank in die koningin se paleis gaan kuier nie. Gehoor, sê Graaitjie snipperig hier langs Donsie. En jy sorg dat jy nie ons koningin se besittings wegdra nie. Julle hoenders kan mos niks uitlos nie. En daarby dra jy nie al wat 'n wurm is in die paleis in nie. Wurms! Oeg! Oeg! Die volgende paar dae beleef Donsie, die fietjie, dinge waarvan sy nooit voorheen geweet het nie. Sy soek vir haar 'n paddastoel om haar huisie in te bou. En dis vir haar heerlik om haar vlekjies te klap en te vlieg net waar sy ook al wil wees. Almal is altyd opgewek en vriendelik en sy het sommer gou maatjies gemaak met almal behalwe Graaitjie. Graaitjie is jaloers op haar, kom Donsie gou agter. Maar dan op 'n dag gebeur iets vreeslik. Die koningin se kroon raak weg. Almal weet, die kroon kon tog nie self uit die paleis uit verdwyn het nie. Tog soek hulle die hele omgewing noukeurig deur. Jy sal seker nie omgee as ek 'n bietjie jou huis deursoek nie. Sal jy, hoender? Vra Graaitjie naderhand. Donsie voel baie ongelukkig omdat Graaitjie so onvriendelik met haar is. Sy skud net haar kop. Jy kan maar gaan soek, Graaitjie, antwoord sy sag. Ek het lankal vir jou gesê, hoenders steel nie. Buitendien, ek is nie meer 'n hoender nie, ek is nou 'n fietjie. Ga, sê Graaitjie en sy trek haar neus vir Donsie op. Jy lyk miskien soos 'n fietjie, maar dis net omdat ons koningin jou so getoer het. Met die woorde verdwyn sy in Donsie se huis, terwyl Donsie en die ander fietjies buite soek. Aha, ek het mos gesê hoenders is diewe, roep Graaitjie met eens uit. En toe sy uit Donsie se paddastoelhuisie gestap kom, het sy so waar koningin Karla se blinkkroon in haar hand. Waar kry jy dit? Vra Donsie ongelowig, maar ook verskrik. Onder jou bed natuurlik, waar anders, sê Graaitjie. Sy hou die kroon na die koningin toe uit, wat nog die hele tyd saam met Donsie gesoek het. Koningin Karla neem dit. Donsie, kom asseblief saam met my na my paleis toe. Ek is seker daar is 'n verklaring vir die snaakse dinge wat hier gebeur het. Ek het regtig nie die kroon gesteel nie, koningin, sê Donsie en haar stemmetjie bewe eintlik. Ons sal jou nie weer 'n keer glo nie, hoender, sê Graaitjie en sy trek haar neus weer op. Donsie voel lus om te huil. Hoe is dit moontlik dat die kroon in haar huisie beland het? Dit moes gisteraand toe sy geslaap het of vanoggend nadat sy paleis toe is, daar gekom het. Maar hoe? Maar net toe hulle die groot vertrek bereik, waar die koningin gewoonlik fietjies neem met wie sy ernstig wil gesels, steek koningin Karla 4 spoor vas. Wat is dit nou, koningin Karla? Vra Donsie verskrik. Kyk, koningin Karla wys na die tafel in die middel van die vertrek. My towerstaffie lê altyd op daardie tafel en nou is dit weg. Net vanoggend, toe ons na die kroon begin soek het, was dit nog daar. Graaitjie is dadelik by. Nou toe, hoender, sê sy vir Donsie. Ons het nou die kroon gekry. Waar het jy die towerstaffie weggesteek? O nee, Donsie het nie die towerstaffie gevat nie, sê die koningin dan skielik.
Sy kon nie, want ek en sy het die hele oggend saam na die kroon gesoek. Kom ons gaan weer na jou huisie toe, Donsie, sê die koningin, en hulle stap haastig soontoe. En so waar, onder die bed, lê die koningin se towerstaffie. Donsie is so verstom, sy kan nie 'n woord praat nie. Ook Graaitjie sê niks. Kyk daar, sê koningin Karla skielik en sy wys na fyn spoortjies net buite die voordeur. Dis muise! Nou weet ek wat hier gebeur het. Muise hou van blink goed en hulle het al dikwels probeer om goeders hier uit veeland weg te dra. Jou huis is net mooi halfpad tussen my paleis en die pad muiseland toe, Donsie. Die dief het natuurlik moeg geword en toe bære hy die goed eers hier om te rus. Hy sou dan weer vannag, wanneer dit donker is, gekom het om dit weg te dra. Dis nooit anders nie. Donsie sug van verligting. Sjoe, ek is baie bly u het die spore gesien, u majesteit, sê sy. Ek was so bang die ander vietjie sal dink ek is 'n dief. Koningin Karla lag te lekker. Vergeet nou maar van alles, troos sy. Ek het van die begin af geweet, dit was nie jy nie. Ek is ook jammer, Donsie, sê Graaitjie skielik. Ek was baie naar met jou. En net om te wys hoe jammer ek is, het ek klaar met die ander vietjies gereël, dat ons vanaand spesiaal net vir jou 'n groot partytjie gee. Kan ons dit maar in die paleis hou, koningin? Natuurlik, lag koningin Karla, met plesier. En daardie aand is dit net geskenke en koek en koeldrank waar jy kyk. Al die vietjies oorlaai vir Donsie met vriendelikheid, terwyl hulle sê, net om vir jou te wys, ons is bly om jou as een van ons te hê, Donsie. Ons wil graag hê, jy moet baie, baie gelukkig wees. O, ek sal, antwoord Donsie. Ek was nog nooit in my lewe so gelukkig soos nou nie. Fluit, die storie is uit. Maatjies, hierdie storie herinner ons dat ons nie te vinnig moet oordeel nie, want ons ken nie altyd die hele storie nie. Jesus leer ons om ander met liefde te behandel. My wens vir jou is dat jy altyd iemand 'n kans sal gee. As jy van die storie gehou het, druk die duimpie, deel hom met jou maats en volg ons vir nog lekker stories. Sien jou volgende keer saam met Lucia lees.